Die skriflesing volgende is uit Handelinge 22, daarvan vers 1 tot 21. Maar voordat ons die woord van die Here dan ook voorhou, ons sluit net die oor. Here Jesus breek dan ook nou van ons die woord oop, mag dit helder en duidelik tot elkeen van ons spreek, op so 'n wyse dat ons nie onaangeraak hier sal uitstap vandag nie, maar werklik diep aangegryp deur die Gees om ook diensbaar te wees in die liggaam van Jesus Christus. Ek kom vra dit met danksegging en smeking. Amen. Ek hou vir julle voor uit Handelinge 21, daarvan vers 1 tot 21. Paulus vertel van sy bekering. Broers en vaders, luister na wat ek nou tot my verdediging vir julle wil sê. Toe hulle hoor dat hy Hebreëus praat, het hulle nog stiller geword. Hy gaan toe voort. Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Cilicië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed, en ek was net so 'n kampvegter vir God soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg totaal uitroei. Mans sowel as vrouens het ek gevange geneem en in die tronke laat stop. Dit kan die hoofpriester en die hele Joodse raad bevestig. Van hulle het ek self bekendstellingsbriewe aan die Joodse broers in Damaskus gekry, om ook daar hierdie mense in hegtenis te gaan neem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word. Terwyl ek op reis was en naby Damaskus gekom het, het daar teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Het ek gevra. Ek is Jesus van Nasaret, het hy my geantwoord. Dit is vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra ek, wat moet ek doen, Here? Die Here sê toe vir my, staan op en gaan na Damaskus toe. Daar sal alles vir jou gesê word wat God bepaal het dat jy moet doen. Die skerp lig het my blind gemaak en my reisgenote moes my aan die hand lei, so ek het in Damaskus aangekom. 'n sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses gelewe het en by al die Jode in die stad hoog aangeskrewe was, het na my toe gekom. Hy het by my gekom staan en gesê, Saul, broer, jy kan weer sien. En dadelik kon ek hom sien. Toe sê hy, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdige te sien en sy stem te hoor, want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas, nadat jy sy naam aangeroep het. Ek het na Jerusalem toe teruggegaan, en terwyl ek by die tempel besig was om te bid, het ek in geesvervoering geraak, en die Here gesien wat vir my gesê het, maak gou, en gaan dadelik uit Jerusalem weg. Die mense hier sal nie aanvaar wat jy oor my getuig nie. Toe het ek gesê, ja Here, hulle weet dat ek die man is wat oral in die sinagoges die mense wat in die glo laat vang en laat slaan het. En toe Stefanus, die getuie se bloed vergiet is, het ek self daarby gestaan. Ek het dit goedgekeur en sy moordenaars se klere opgepas. Toe het die Here vir my gesê, jy moet hier vandaan weggaan, want ek wil vir jou ver wegstuur na die heidene toe. Vers 16, die teksgedeelte. En nou, waarom nog wag? Tot sover die woord van Here. En nou, waarom nog wag? Terwyl jy Jesus op so 'n besondere manier leer ken het. Wat 'n verrassende ontmoeting het Saulus van Tarsus nie met die Here Jesus gehad nie.
Terwyl hy op pad was om 'n belangrike taak te gaan afhandel in Damaskus, het 'n hemelse lig om hom straal en 'n stem uit die hemel het met hom gepraat. En die wonderlikste is dat hy op sy naam aangespreek is. Iemand wat hom dus geken het. Saulus het nie die eienaar van die stem geken nie, want hy vra, wie is u Here? Ek is Jesus, die verlosser, die saligmaker. Ek het gekom om jou te red. Watter impak moes hierdie woorde nie op Saulus se lewe gehad het nie? Die redder wat hom afbuig na 'n sondaar soos hy. Nie 'n stem van veroordeling nie, maar 'n stem wat spreek van liefde en ontferming. Hoe wonderlik stel Jesus hom hier bekend aan 'n broerse mensekind. Weliswaar sou dit 'n paar dae neem om die werklike betekenis van hierdie ontmoeting te verstaan. Maar dit het niks weggeneem van die werklikheid daarvan. Veral as daar letterlik skille van sy oë afval. Sy lewe het totaal nie geword. Sy lewe is met inhoud gevul. En nou is dit asof Ananias vir hom vra, en nou, waarom nog wag om jou dankbaarheid aan Jesus te toon? En as hierdie vraag nou aan ons adres gerig word, het u en ek dan nie ook 'n wonderlike ontmoeting met die Here gehad nie? Het die skille nie van ons oë afgeval nie, sodat ons hom kon herken as ons verlosser en saligmaker nie? Het hy ons dalk nie reeds lankal by ons naam genoem nie? Behoort daar nie 'n danklied uit ons harte te vloei nie? En dan kom lied 3:7 se woorde by ons op. Ek dank u Heer van smarte, dat u verlosser vriend vir my die bitter smarte gelei het onverdiend. In die tweede plek, en nou waarom nog wag, terwyl God 'n goddelike doel met jou lewe het. Die Here het nie getalm om vir Saulus te laat verstaan dat hy 'n besondere doel met sy lewe gehad het nie. Hy stuur ene Ananias om die boodskap aan hom oor te dra. Dit bly egter 'n vraag of hy dit dadelik verstaan het. Hoe kan die Here my wat so rebel was gebruik? Hoe sou die mense sy boodskap ontvang? Sou hy nie dalk die Here wat ons so vertrou teleurstel nie? Kan Ananias dan nie verstaan waarom hy huiwer om te reageer nie? En tog kom die aanmaning duidelik en helder. Waarom nog wag? God wil jou gebruik. Saulus kon nie juis aan hierdie opdrag twyfel nie. Ananias se woorde aan hom was te duidelik. Die God van ons voorvaders het jou uitgekies. Jy sal vir alle mense sy getuie wees. Ja, hy was bestem tot 'n uitverkore werktuig van God om die naam van Jesus te dra voor sy volksgenote, die heidene nasies, ja, alle mense. Miskien het Saulus teruggedeins weens die omvang van hierdie taak. Hoe kan een man 'n verskil maak aan die wêreld van sy dag? Daar was 'n Joodse volk wat hul rug op die Messias gedraai het en massas wat vasgevang was in die geestelike duisternis van die heidendom. Die oes was inderdaad groot en die arbeiders min. Die geskiedenis het ook ander mense geken wat hierdie getuienisstaat te oorweldigend gevind het.
Daar was Jeremia, wat ook getaan het om te gaan, en onder andere die verskoning aangebied het, dat hy te jonk is vir die taak. Daar was Jona, wat in ongehoorsaamheid weggevlug het van die aangesig van die Here af, maar wat soos Jeremia op die ou en moes gaan. Saulus, waarom nog wag? Na dese sou Saulus nooit weggaan om te gaan het. Hy sou die grootste getuie word wat die wêreld nog ooit gesien het. En ons, waarom nog wag? Kyk na die oeslande om ons. Kyk na die omvang van die dwaling in die wêreld. Kyk na ons kerke wat leegloop. Kyk na die geestelike nood aan ons deure, onder ons vriende en kennisse, kollegas. God soek eenvoudige gelowige mense om sy getuies te wees. Die boodskap aan ons adres is helder en duidelik. Matteus 28, gaan dan heen na al die nasies. Markus 16, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Lukas 24, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering van sondes aan al die nasies verkondig word. Die skrif is vol daarvan. Hoeveel keer moet jy en ek dit nog hoor voordat ons gehoor gee? Ons is nie gered om net hemel toe te gaan nie, maar ook om vir ander mense die pad te wys na die hemel. En nou, waarom nog wag? Terwyl God wag om jou toe te rus vir jou taak. Die Here het inderdaad vir Saulus geroep om sy getuie te wees, maar hy het by wyse van spreuke hom nie sommer in die diepkant ingegooi nie. Dieselfde Ananias wat hom verseker het dat die Here hom geroep het om sy uitverkore werktuig te wees, het hom ook die hande opgelê om hom toe te rus met die Heilige Gees. Die woord verseker ons dat God nooit iemand roep tot 'n taak waarvoor hy nie ook die toerusting skenk nie. God se werk kan nie suksesvol gedoen word sonder die krag van die Heilige Gees nie. Was dit nie die geheim van die eerste gemeente in Handelinge nie? Daar staan met groot reëlmaat geskrywe: hulle is almal met die Heilige Gees vervul. Daarom lees ons van hierdie fenominale groei van die gemeente. 12, 120, 3000, 5000 en meer. Die krag van die Heilige Gees is die antwoord. Hoe kry eenvoudige en ongeleerde mense dit reg om geleerdes te oortuig deur die impak van die evangelie? Omdat hulle lewe onder die heerskappy van die Gees van God staan. Daardie eerste Christene is verneder, hulle is vervolg, hulle is in die tronk gestop, hulle is gemartel en bespot, en nogtans het hulle nie teruggedeins nie. Hulle was onverskrokke getuies van Jesus. En ons, waarom nog wag? Die Here wat roep, is ook mos die Here wat toerus. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons het geen verskoning nie. Dieselfde Gees wat Saulus se lewe vervul het, is ook vir ons beskikbaar. Die opdrag van Efesiërs 5 vers 18, nee, laat die Gees julle vervul, spreek vandag nog
tot elke gelowige. Saulus, daar is nog 'n ander rede waarom daar met haas opgetree moet word. En nou, waarom nog wag terwyl tyd en kanse verbygaan? Dit is 'n feit van die lewe dat tyd nie stil staan nie, en dat geleenthede wat in een oomblik nog bestaan, die volgende oomblik verby kan wees. Deure waarby ons nou nog nie kan ingaan met die evangelie, kan plotseling toeklap. Het die ou Halleluja lied dan nie verniet gesê, werk want die nag kom nader, werk in die vroeë dag. Die skrif vermaan ons nie sonder rede nie, dat ons die tyd moet uitkoop. Ons weet nie hoe lang ons nog vergun sal word om in die Here se honger te werk nie. Selfs die werkende Paulus, wat soveel vermag het, moes ook uiteindelik skrywe, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. En dan kom die Halleluja lied ook in ou se gedagte op. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. En nou, waarom nog wag, terwyl die wederkoms op hande is? Paulus kon in Handelinge 20 vers 26 die volgende verklaring doen. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is, as enige een van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Sal dit ook jou en my belydenis kan wees voor God se troon eendag? Daar is soveel beloftes in die woord omtrent die wederkoms van Christus. En as ons na die wêreld van ons dag kyk, dan is daar soveel tekens wat aandui dat die tonele reeds reggeskei word vir hierdie groot gebeure. Natuurlik kan ons nie die presiese tyd daarvan voorspel nie, want dit is alleen by God bekend. Maar Jesus het daarom gesê, as die vyandboom begin bot, dan weet julle dat die somer op hande is. So is daar talle tekens om te sê dat Jesus se koms naby is. En as hy verskyn op die wolke, sal die tyd van genade onherroepelik verby wees. In die lig hiervan kan ons nie bekostig om te talm nie. Die oes wat daar nie ingesamel is nie, sal vir ewig verlore wees. O Gods kinders, wees tog wakker. Haas u, werk, dit is nog dag. Smeek en stry vir kosbare siele, eerlang is dit ewig nag. Waarom dan nog wag? Amen. Kom ons sluit die oë. Die weer baie dankie dat u vanoggend baie duidelik deur die woord met ons kom praat. Here, vergewe ons waar ons talm, waar daar verlore gaan in die wêreld buite is, wat besig is om verlore te gaan. Waar ons die kans het om die evangelie van Jesus aan hulle oor te dra, omdat ons daai genade ontvang het. Here, skenk ons die Gees, sodat ons
krag sal hê om uit te kan gaan en die evangelie aan 'n verlore gaande wêreld te gaan uitdra. Help U ons daartoe om Jesus te laat leef. Amen.